Chemiese ewewig, dit is 'n definisie wat baie gereeld gevra word en dit is die stadium in 'n chemiese reaksie wanneer die tempo van die voorwaartse reaksie gelyk is aan die tempo van die terugwaartse reaksie. Dan het ons hierdie hipotetiese reaksie in 'n verseelde houer met 'n volume van 2 liter, 2 kubieke desimeter en dit vind plaas by 300 Kelvin. So ons het 'n gas P wat reageer met 'n diatomiese gas Q en dit vorm vir ons dan hierdie nuwe gas PQ en die verhouding is 2 tot 1 tot 2 waarin dit plaasvind. By ewewig by 300 Kelvin word die mol hoeveelhede vir die twee reaktanse en die produk gegee. Die temperatuur is verhoog vanaf 300 Kelvin na 350 Kelvin en in die proses het reaktans P toegeneem vanaf 0,8 na 1,2. So, 'n toename in temperatuur het daartoe gelei dat daar 'n toename is in P, met ander woorde, die bevoordeling van die terugwaartse reaksie. En as 'n toename in temperatuur lei tot die bevoordeling van die terugwaartse reaksie, dan is die voorwaartse reaksie eksotermies en as die reaksie eksotermies is, gaan die reaksie warmte negatief wees, want delta H is kleiner as 0, dit is eksotermies. Deur gebruik te maak van Le Chatelier se beginsel, moet ons nou ons vorige antwoord verduidelik. So daar is 'n toename in temperatuur en dit bevoordeel die endotermiese reaksie. In hierdie geval was dit die terugwaartse reaksie, so die terugwaartse reaksie is endotermies en as die terugwaartse reaksie endotermies is, dan sal die voorwaartse reaksie eksotermies wees. Met hierdie inligting tot ons beskikking, moet ons nou die ewewigskonstante by 350 Kelvin gaan bereken. So hierdie waardes is die waardes waarmee ons begin en dan is daar 'n verhoging in temperatuur en dan weet ons wat is P se nuwe waarde. Maar dit alles gaan ons moet gebruik om die ewewigskonstante by 350 Kelvin te bereken. Kom ons begin met ons waardes wat by ewewig was by 300 Kelvin. Want dis waarmee ons begin en dan het ons temperatuurverhoging. So P is 0,8 mol, Q2 is ook 0,8 mol en PQ is 3,2 mol. Wanneer 'n nuwe ewewig bereik word, word gevind dat 1,2 mol P in die houer teenwoordig is. So P by ewewig is 1,2. So, van 0,8 na 1,2, daar het 'n verandering plaasgevind van plus 0,4. En nou kyk ons na ons gebalanseerde reaksievergelyking en ons sien die verhouding is 2 tot 1 tot 2. So, as daar 0,4 mol P addisioneel gevorm het, in die verhouding 2 tot 1, sou daar 0,2 mol gevorm het in die geval van Q2, en hoeveel sal dan verbruik gewees het in die geval van PQ? Wel, minus 0,4, want die P en PQ is 2 tot 2 of 1 tot 1. So, wat het ons dan by ewewig? Vir Q2, 0,8 plus 0,2 gee vir my 1,0 of 1 en dan 3,2 en daar's 0,4 verbruik, so wat is daar by ewewig? 2,8. Ons weet die volume is 2 kubieke desimeter en die konsentrasie gaan ons uitwerk. Konsentrasie is die aantal mol gedeel deur daardie volume 2. So as ons begin met P, dan is dit 1,2 gedeel deur 2 en dit is 0,6. Vir Q2 is dit 1 gedeel deur 2 en dit is 1/2,
5 en laastens 2,8 gedeel deur 2 en dis 1,4. Die ewewigskonstante gaan ons nou bereken. Ons begin met ons produkte en onthou gas, 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 dis wat ons gebruik. Ons gebruik nie vaste stowwe nie. So PQ is ons eerste produk en ons enigste produk en omdat die koëffisiënt 2 is die eksponent daarso 2. Goed, volgende het ons P, ons eerste reaktans, die konsentrasie van P, maar omdat daar 'n 2 as koëffisiënt is tot die mag 2 en dan Q2. Daarso is Q2, die koëffisiënt vooraan is 1, so my eksponent is 1, so ek skryf hom nie. En as ek dan my waardes invervang, PQ se 1,4, daar's die 1,4 en ek kwadreer hom. My P is 0,6, daar's my 0,6 en my Q2 is 0,5, daar's my 0,5 en dan gaan bereken dit en dan kry ek my ewewigskonstante is 10,89. Nou vra hulle, hoe gaan die ewewigskonstante verander as die volume van die houer verminder word? Maar belangrik, dit vind plaas by konstante temperatuur. Ewewigskonstante verander slegs as die temperatuur verander. So, dit gaan dieselfde bly en die rede daarvoor is slegs temperatuur kan jou ewewigskonstante beïnvloed. Nou voeg ons meer Q2 by tot die reaksiemengsel. Dis baie konstante temperatuur. Wat gaan gebeur? Meer van die reaktans, Le Chatelier sê die voorwaartse reaksie gaan bevoordeel word, daar gaan 'n afname wees in P, daar gaan 'n afname wees in Q2 en daar gaan 'n toename wees in PQ en dis wat hulle wil weet, die opbrengs en dit gaan toeneem. Dis dieselfde vraag, hulle wil net nou weet wat gebeur met P. Onthou, meer van Q2 beteken die voorwaartse reaksie word bevoordeel. Dit beteken meer van PQ, maar minder van Q2 en minder van P. Met ander woorde, dit gaan afneem.